Jy is ingeskakel op Groot Plaas en op 'n maandag gesels ons met Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die nuutste tendense in die landboumark. Johnny, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre, Doopie. Altyd 'n hoogtepunt om die week saam met jou te kan begin hierso. Hoor jy, Johnny, so sojaboonpryse het lekker gespring hier na die einde van die week toe. Wat kon dit beïnvloed het? Doopie, kort antwoord, een tweet of een X wat president Trump gestuur het laasweek, nogal baie interessant. Hy het genoem dat China omtrent 8 miljoen ton of metric ton wat hulle dan nou addisioneel van Amerika dan gaan inkoop en dit in die markte nou baie laat spring. Om dit bietjie in konteks te plaas, wat dit dan nou sal beteken en wat die verhandelaars of wat die analiste en al die kommentators nou bietjie oor bekommerd is dat hy gepraat het van die volgende seisoen gaan hulle dit inkoop. En niemand weet wat die volgende seisoen beteken nie. Is dit die lente, is die winter, is die volgende produksieseisoen, wat ook al dit nou gaan beteken nie. Maar met 'n konteks te plaas, hulle het omtrent 300 tot 350 miljoen bushels wat hulle dan oordragsvoorraad het, wat hulle dan nou, hoekom die pryse tans so laag was, hier op 6500 plaaslik, maar wat nou gebeur het, omtrent 290 miljoen ton van dit behoort dan uit te gaan na China toe, as dit dan nou wel realiseer. Ons het nog niks van China gehoor nie, ons het nog niks van ander plekke gehoor nie, so dit kan nogal 'n groot impak hê, omtrent 80 na 85% van hulle eindvoorrade en dit kan baie pryse natuurlik laat opstoot. So die analiste is wel positief dat ons pryse toe dit laasweek hier Woensdag dat dit toe op 'n laagtepunt was en dat enige een van hierdie snaakse veranderinge wel die pryse verder kan opwaarts druk. Dit het nie mielies natuurlik opwaarts verder gedruk nie. Wisselkoerse is steeds relatief sywaarts hier rondom die R16 merk. So ons het gesien dat pariteite vir sojabone so 'n bietjie opgetel het, hier na amper 6800 van R6500 merk af, wat dan positief vir ons plaaslike boere natuurlik ook was. Ons moet nou gaan kyk wat vorentoe ook gebeur. Plaaslik lyk dit of ons weeromstandighede redelik gunstig bly. Dit lyk of ons weer begin reën kry hier na 12 Februarie as ons na die weervoorspellers kan luister. En dit sê vir ons dat ons oes redelik positief is. Ons het 'n redelike goeie oes en ek dink die verwagting is dat ons oes redelik goed gaan wees. Ons plaaslike boere het dan vroeër geplant, ons met goeie grondvog begin en veral na die ooste toe. So ek dink die geelmielies en die sojaboongebiede meestal is redelik uit die bekommernis uit. Wit kan dalk nog so 'n bietjie skade kry as ons wel nie vir Februarie reën kry in daai gebiede nie. Maar ek dink dit lyk relatief positief. So ons fokus bly maar op die Amerikaanse oeste en dan ons moet ook nog in ag neem Brazil kom nou binnekort in aanlyn met hulle enorme groot sojaboonoes. Dit is waar ons in so, ja, ek wil nou in konteks plaas van 2-3 miljoen ton is hulle sin op 180 miljoen ton. So hulle kom ongelooflike groot volumes wat hulle dan in die mark binnekort gaan druk. So die analiste is maar bekommerd of hierdie van aankope van Amerika wel gaan plaasvind en of hulle nie eerder hulle fokus na Brazil gaan skuif binnekort. Johnny, dan die een ding waaroor ons almal nou maar praat en wonder, wat is die nuutste wat uit die vleisbedryf kom op die oomblik? Toe ek die wonderlike voorreg gehad met ons minister van Landbou 'n tweede onderhoud in 2 weke te gehad het, Saterdag, so julle is nou die eerste een wat amptelik eerste platform amptelik nou hoor hiervan. Maar wat hy toe dan daar gesê het is dat die vaksines natuurlik van die LNR af uitkom en dat hulle dit verniet vir alle boere gaan vrystel. So ek is regtig positief, dit gaan hopelik vir ons boere so 'n bietjie verligting bring, veral vir die kommunale boere, kleiner boere wat dit nie noodwendig kan bekostig nie. So ek hoop regtig hou duim vas dit gaan wel gebeur. In terme van die markte het die pryse relatief gestabiliseer. Ons het gesien hoenders is bietjie op, vark het wel gestabiliseer en dan bees wat natuurlik meestal geïmpakteer word deur hierdie back and claw, het dan hier op, ek skat hier op R263 wat dit bly. Ons gaan nou vandag ons nuutste weeklikse pryse dan nou ook inkry, maar ek dink hier op R263, speenkalf, stoorlampryse steeds relatief bietjie op. Ja, en ek dink ons behoort eers regtig gedruk in die speenkalfbedryf spesifiek hier van April, Mei maand moontlik te kry. Maar weer eens dit hang ook af wat met die reënval gebeur hierdie jaar. Johnny, altyd insiggewend om met jou te gesels op 'n maandag. Ons sal volgende maandag weer by jou inloer. Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die nuutste tendense in die landboumark. Ons is op met ons gas net hierna.
Is geskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend, Walter van Niekerk. Hy's 'n senior lektor van die Departement Landbou-ekonomie aan die Universiteit van Vrystaat. Walter, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre, baie dankie om saam met julle te gesels. So, hoekom word lucernhooi as een van die belangrikste voergewasse wêreldwyd beskou? Dit is 'n wonderlike gewas waarmee ons werk, want dit is hoofsaaklik kan lucernhooi as 'n kragvoer en 'n rivoer gebruik word in diererantsoene. Hy's baie hoë in proteïene, hy het 'n baie hoë veselfraksie en dan ook het hy allerlei karaktereienskappe wat hy in 'n baie hoë produksiewaarde in hoë produserende diere kan verskaf, veral in melkkoeiproduksie. En dan kan hy ook in sy laer kwaliteitsvorme kan hy ook ander funksies voldoen in 'n dier se rantsoen, wat dan hoofsaaklik hom van droogtevoeding tot onderhoudsrantsoene, so hy's 'n baie diverse voer wat in enige situasie kan gebruik word. So, as ons nou kyk na die rol wat dit spesifiek speel in Suid-Afrikaanse dierevoeding, jy het gesê nou hoe belangrik dit is, maar het ons genoeg produsente, is die boere besig om genoeg te lewer in terme van voeding? Yes, ons is al 'n netto uitvoerder van lucernhooi. Ons voer in elke seisoen omtrent so 160,000 ton voer ons na die buiteland toe uit, hoofsaaklik na die Midde-Ooste en die Chinese mark. En die uitvoermarkte ondersteun geweldig die prys van die plaaslike mark vir lucernprodusente. So as jy sê ons is besig om uit te voer na oorsee, wat se tipe pryse kan die ouens op lucern uitvoere verwag? Die pryse is maar redelik konstant die tyd van die jaar, omdat daar net beperkte kwaliteit beskikbaar is weens weerstoestande en die tyd van die jaar. En pryse is hoofsaaklik maar vir graad 1 is maar hoofsaaklik maar hier rondom die 3300 3400 rand 'n ton. Vir graad 1 hoër kwaliteite is nie huidiglik beskikbaar in die mark nie weens die tyd van die jaar en die weersomstandighede, hoë temperature ensovoorts. Maar gewoonlik in die winter, omdat dit lucern dormant is in die winter, is daar gewoonlik 'n hoë vraag en 'n verlaagde aanbod in die mark, wat dan hoofsaaklik die prys ondersteun om dan 'n hoër prys te lewer in die mark. So jy het 'n bietjie geraak nou aan die weerstoestande, maar wat is die hooffaktore wat beïnvloed die kwaliteit eerstens en natuurlik die beskikbaarheid van lucern? Dit is 'n baie goeie vraag, want as jy eers na die plant gaan kyk, die plant het 'n optimum groei tempo of groeikurwe wat hier rondom die 26-27 grade Celsius is. En dan groei die plant op sy optimaal waar hy die beste kwaliteit materiaal gee wat jy kan gebruik om hooi mee te maak. Nou, as jy gaan kyk na weerspatrone van die seisoen, dis gewoonlik in die begin van die seisoen en aan die einde van die seisoen. En dan is hy mos nou natuurlik dormant in die winter. En dan, dit is nou aan die plant se produksiekant, in die hooimaak kant van lucernhooi is dit hoofsaaklik belangrik dat jy in die hooimaakproses wil jy geen reën op jou hooi hê nie, want dit het 'n invloed op sy blaarretensie en jy wil as produsent wil jy soveel as moontlik blare in jou baal kry wat dan hoofsaaklik vir jou baie beter kwaliteit gee. So as daai lucern eers gebal is en in die store is vir vervoer later in die seisoen, hoe lank kan dit gehou word? Nee, dit kan etlike maande in die regte kondisies waar dit nie blootgestel is aan weerselemente, kan dit etlike maande tot miskien jare gehou word. So as ons nou praat oor lucernhooi in Suid-Afrika, hoe word dit geklassifiseer en gegradeer? Ons het 'n kwaliteitsindeks wat ontwikkel is wat gebaseer is op melkkoeiproduksie. So die hoofverbruiker van lucernhooi is melkproduserende koeie. So dit is hoë produserende diere wat soveel as moontlik uit hulle fabriek wil uitkry wat nou hulle rumen is
om sodoende maksimum melklewering te gee. So ons het 'n kwaliteitsindeks wat ontwikkel is vir Suid-Afrika, wat ook internasionaal herkenbaar is, en vergelykbaar is internasionaal, wat dan kombinasie van ADF, as en lignien gebruik om dan 'n kwaliteitsindeks op te stel wat dan Supreme Prima graad 1, 2 en 3 het. Is daar ander rolspelers wêreldwyd met wie ons in kompetisie is as dit kom by Lucerne? Ja, Amerika is die grootste uitvoerder van Lucerne, wêreldsgewys, Australië en dan Europa is wel, maar as jy onder die top 10 moet gaan kyk, is ons omtrent so hier by die 5de, 6de grootste uitvoerder van Lucerne. Ons voer hoofsaaklik na die Midde-Ooste toe en die Chinese mark vat ook redelik Lucerne van ons af en dit verskaf ook redelike ondersteunende hoë vraag wat die prys redelik ondersteun. Nou, ek dink ons het al bietjie daarin geraak in die wat ons Lucerne beter as ander refoerbronne maak, maar kan jy bietjie uitbrei op dit? Wat ons Lucerne beter maak as ander refoerbronne is omdat hy baie hoë in proteïen en hy's hoogs verteerbaar in vesel. So die insluiting in rantsoene kan dit wees dat hy of volledig as 'n enkel produk gebruik kan word in diere rantsoene en soos wat die byvoeging van ander produkte en jou optimum vlak van produksie en jou ekonomiese besluite kan hy dan varieer soos wat ander kommoditeite ingebring word om jou rantsoen dan te balanseer. So die een vraag natuurlik is altyd, kan Lucerne, al is dit baie hoë gehalte, ook voedingsuitdagings veroorsaak? Daar sal altyd 'n premie wees vir hoë kwaliteit Lucerne en dit sal altyd gebruik kan word in enige rantsoene wat daar gebalanseer word, soos ek gesê het, spesiaal in melkproduksie waar die koei se roem in die fabriek net so groot is en jy wil die optimum uit daai fabriek uitkry. So daar's nie eintlik 'n plaasvervanger van hom wat die kwaliteite kan insluit soos wat enige ander refoerbron kan doen nie. So waterbeskikbaarheid is maar 'n groot probleem in dele van die land. Ons sien droogtes in plekke soos die Noord-Kaap ensovoorts, maar is waterbeskikbaarheid 'n groot faktor wanneer dit kom by Lucerne produksie? Ja, waterbeskikbaarheid vir Lucerne is redelik belangrik want Lucerne is redelik waterdors. Hy is 'n ou wat hou van water. So die rede oor hoekom Lucerne meestal in die Noord-Kaap geproduseer word en is omrede vir die besproeiingsarea. So jy het voldoende water wat uit besproeiingsareas, riviere uitkom, maar jy het ook die vermoë om die water weg te vat om mooi te maak. So hoofsaaklik in jou droër areas, Noord-Kaap, wat dan nou Douglas, Hopetown, dan Rietrivier op na die Vaalaard skema toe. So dis droë klimate wat jy kan water gee, maar jy kan ook daai water wegvat sodra jy reg is vir die hooi maakproses. En dan as ons nou kyk na ons in vergelyking met die internasionale markte, sal enige kennisgapings wat bestaan tussen wat daar nog is in die Suid-Afrikaanse Lucerne bedryf? Gapings en kennis, sal altyd 'n debat wees oor hoe kwaliteit van 'n produk vasgestel word. Ons doen redelik baie navorsing in terme van dit van die Nasionale Lucerne Trust kant af. En op die stadium is dit maar net wat belangrik is hoe wêreldmarkte met mekaar integreer en met mekaar werk om sodoende die produk van die produsent tot by die eindverbruiker te kry. Dit met al sy dryfkragte wat hoofsaaklik deur wisselkoers, wêreldmarkte dinamika, geopolitical aspekte, al daai aspekte het oorsaaklike invloed op die produsenteprys van Lucerne en dan wat
hoofsaaklik ook die winsgewendheid van Lucerne Walter, bepaal. sorry, ek gaan jou ongelukkig net daar moet afsny want ons tyd hardloop uit. Walter van Niekerk, senior lektor van die Departement van Landbou-ekonomie aan die Universiteit van Vrystaat. Dis alwaarvoor ons tyd het op 'n Maandag. Ons kuier môreoggend weer saam.